Ons lees in 1 Petrus die volgende gedeelte in hoofstuk 1 vers 13 tot 16. Petrus skryf: Wees daarom verstandelik, wakker en nugter. En vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewens inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: Wees heilig, want hy of ek is heilig. Nou ek wonder, het jy al ooit gevoel asof jy nie heeltemal inpas nie? Jy is in hierdie vertrek, jy is deel van hierdie geselskap, hierdie gesprek, jy lag self saam. Maar diep binne in jou is daar iets wat vir jou sê, ek hoort nie heeltemal hier nie. Nie omdat jy beter is nie, maar gewoon omdat jy anders dink, anders is. En dis presies die wêreld waarin Petrus vir hierdie mense skryf. Hy skryf nie vir hierdie mense in gemaklike omstandighede nie. Hy skryf vir ongemaklike Christene wat begin om vir Jesus te volg. En nou voel hulle so bietjie soos vreemdelinge in hulle eie wêreld. Hulle word uitgestoot. Hulle is versprei oor die Romeinse wêreld, hoofsaaklik klein gemeenskapies van meestal nie Jode. Nie Joodse gelowiges wat begin bots met hierdie kultuur rondom hulle waarvan hulle deel was. Mense verstaan hulle nie. Hulle word gespot. Party van hulle ervaar openlik vyandigheid. En Petrus gee vir hulle 'n naam. Petrus noem hulle in die Grieks 'n baie vreemde ding. Elektois parepidemos diasporas. Twee kernwoorde, elektois parepidemos. Elektois beteken uitverkorenes, gekies deur God. Parepidemos beteken vreemdeling, ballinge, mense wat nie tuis is nie, uitgekose vreemdelinge. En hy sit hierdie twee woordjies langs mekaar, want dit word hierdie mense se identiteit. Hy sê vir hulle, jy is gekies, maar jy behoort nie heeltemal hier waar jy is nie. Dit is 'n spanning, en 'n spanning wat ek en jy ook beleef in ons Christelike lewe. Jy voel uit plek uit, want jy is. En nou met daardie identiteit wat Petrus om hierdie mense se nekke hang, kom hy by die teks wat ons vandag gelees het. Hy sê vir hulle: Wees daarom verstandelik, wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Jy kan nie leef soos wat jy geleef het voor Jesus in jou lewe was nie. Nee, soos wat hy julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. In alles wat julle doen, moet jy die heiligheid skyn, want daar staan immers geskrywe: Wees heilig, want ek is heilig. En vir hierdie mense moes dit 'n klomp goed beteken het. Maar hoor mooi wat Petrus sê, hy begin nie by gedrag nie, doen anders nie. Hy begin by hoop. Hy sê vir hulle, vestig julle hoop. Want jy leef altyd in die rigting van die hoop wat jy het. As jou hoop gemak, sukses, goedkeuring om net in te pas is, dan gaan jou lewe in daai rigting buig. Maar Petrus sê vir hierdie mense, rig jou hoop op die genade wat nog kom. Dit wat jy weet in Jesus 'n werklikheid is. Met ander woorde, laat jou toekoms jou omstandighede bepaal. Hy gebruik 'n baie interessante beeld as hy met hierdie mense praat. Hy sê, gord julle verstand. Nou dis Exodus taal. Soos wat Israel hulle klere om hulle lywe vasbind en gereed maak om uit Egipte uit te trek.
Hulle was nie besig om gemaklik te sit nie. Hulle was op pad iewers heen, uit omstandighede uit, na onbekende toe. En Paulus sê, ouens, julle is daardie mense. Julle het nou 'n nuwe Exodus beleef, alreeds beleef. Daarom voel julle soos vreemdelinge, maar nie uit Egipte nie. Julle is weggevat uit hierdie ou lewe, nie deur die bloed van 'n lam aan 'n deurkusyn nie, maar in die bloed van Jesus aan die kruis. Julle is uitverkose vreemdelinge. Julle is bevry, julle is op pad. Julle behoort aan 'n nuwe wêreld. En dis hoekom hy dan vir hulle sê, moenie julle lewens inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het voordat julle vir Jesus geken het. Toe het julle anders geleef want julle was anders. Want die gevaar is nie net dat ek nie 'n sonde doen nie, die gevaar is om gered te wees, maar nog steeds te leef soos iemand wat nog vasgevang is in hulle ou identiteit. Om uit Egipte uit weg te trek, maar nog steeds so slawe te leef, Egipte in jou te hê. Maar dan kom die kern van wat Petrus hier vir mense sê. Hy sê vir hulle, wees heilig, want ek is heilig, so staan dit geskryf. En ons hoor dit baie maklik verkeerd. Ek en jy kan baie vinnig dink, probeer harder, wees beter, maak minder foute, maar dis nie wat Petrus sê nie. Petrus sê nie, word heilig sodat God jou kan aanvaar en gebruik nie. Petrus sê, God het jou reeds geroep. Leef nou soos iemand wat aan God behoort. Want heiligheid beteken eenvoudig anders wees, eenkant gesit. Maar hier is waar ek en jy dieper moet verstaan, mooier moet luister. In die Bybel beteken heilig nie net moreel reg nie. Dit beteken, God is totaal anders. God is uniek. God is die bron van die lewe self. Dink maar vir 'n oomblik om dit te verduidelik aan die son. Die son gee lig. Die son gee hitte en alles wat op hierdie aarde leef het lig en hitte nodig om te leef. Maar dieselfde son, as jy te naby kom, verbrand jy. Sal dit jou verteer. En dit is die paradoks van God se heiligheid ook, in my en in jou lewens, en in die verstaan in die antieke wêreld, want die gevaar is nie dat dit sleg is om in God se teenwoordigheid te wees nie, die gevaar is dat God so goed is. En dis hoekom, toe Moses by die brandende braambos God se stem hoor, moes hy sy skoene uittrek. Hy moes afstand hou, want hier waar hy is God. God se teenwoordigheid is intens. En later in die tempel was daar 'n vertrek waar God was, die allerheiligste, en daar mag niemand ingaan nie. Nie omdat dit sleg is nie, maar omdat God te goed is vir ons om in sy teenwoordigheid te wees. Dit is die hotspot van God se teenwoordigheid. Maar mense kon nie sommer daar ingaan. En dit sê meer van mense as van God, want onreinheid en heiligheid bots met mekaar. Maar dan gebeur daar iets ongelooflik in die Nuwe Testament. In die storie van die Bybel kom daar 'n wending, want die profeet Jesaja sê vroeër al in 'n visioen, hy staan in God se teenwoordigheid. En hy staan hier voor die troon, en hy dink dit is verby met hom, want hy is 'n swak mens. Maar 'n seraf, 'n engel met weerdvlerke, vat 'n gloeiende kool en raak Jesaja se lippe aan. En in plaas daarvan dat Jesaja vernietig word deur hierdie teenwoordigheid, word hy rein gemaak. Skielik werk dit anders. Want God se heiligheid maak nie net dood, soos mense gedink het nie, maar dit maak skoon. Dit verander 'n mens. En dan kom Jesus in die prentjie, en Jesus raak aan melaatses, en Jesus raak aan siekes, en Jesus raak self aan dooies. En in die mense se verstaan moet Jesus onrein word. Van alles van hulle geweet het, wat hulle geweet het, sou hulle dink, as Jesus aan hierdie mense raak, moet Jesus onrein word. Daarom raak jy nie daaraan nie, maar
die teenoorgestelde gebeur. Hierdie mense word rein. Hierdie mense word heel. Met ander woorde, God se heiligheid is nie net iets wat jou wegstoot, waarvan jy moet wegbly nie. God se heiligheid is iets wat jou kan verander. Daarom sê Petrus nou hier in hierdie gedeelte in hoofstuk 1, daardie selfde God, daardie heiligheid, is die een wat jou geroep het. So leef nou anders. Moenie net afgesonder leef soos 'n vreemdeling daar buite nie. Leef soos iemand wat gevorm word deur God se teenwoordigheid. Dit is waar geloofwaardigheid inkom, want vandag praat ons oor die kerk en wat dit beteken om heilig en geloofwaardig te wees. Want hierdie gelowiges leef in 'n wêreld wat na hulle kyk. Hulle bure kyk na hulle, hulle families kyk na hulle, die hele samelewing kyk, want hierdie mense leef anders, hulle het nou 'n ander waarheid. En Petrus sê later vir hulle, julle lewe moet so wees, dat mense, al beskuldig hulle julle, uiteindelik God kan verheerlik. God kan raak sien, met ander woorde, jou lewe is jou eerste preek. Dit wat mense sien, is dit wat hulle na God toe aantrek of afstoot. En in 'n wêreld wat sê, jy kan kry wat jy wil hê, beskerm jouself, doen wat jou gelukkig maak, staan 'n Christen en hy leef anders. Sy leef anders. Hy vergewe. Sy kies die waarheid. Hulle leef met integriteit en hulle hou vas aan hierdie hoop wat hulle in hulle ronddra. En mense kyk en mense wonder na my en na jou ook. Dan vra ons hoekom? Want is die heiligheid wat hulle laat kyk. Nie perfeksie nie, maar 'n lewe wat nie meer verduidelik kan word sonder dat God in hierdie prentjie is nie. Iemand wat anders optree as by die omstandighede hulle roep. Maar kom ons wees vir 'n oomblik eerlik, want dit is nie maklik om so te leef nie. Inteendeel, dis bitter moeilik, want die wêreld druk hard. En die ou lewe trek nog harder. En stadig begin jy weer inpas, sonder dat jy wil. Nie omdat jy besluit het om God te verwerp of te los nie, maar omdat jy net saamgedryf het. Dit gebeur so maklik. En dis hoekom Petrus vir hierdie mense sê, wees wakker, wees nugter, kyk wat om jou gebeur. Hy sê vir hulle met ander woorde, moenie aan die slaap raak in hierdie wêreld wat jou wil vorm nie, want God het jou klaar gevorm. Hy het jou heilig gemaak. En dan moet ek en jy vir mekaar die so what vraag vra. Waar leef jy nog soos in die ou lewe? 'n Verhouding wat gebreek het, maar wat jy vermy. 'n Gewoonte wat jy weet jou in die verkeerde rigting vorm. 'n stuk waarheid wat jy wegsteek. 'n plek waar jy net eenvoudig inpas. Jy weet waar dit in jou lewe waar is. Jy weet wat dit is. Maar Petrus sê, ek en jy moet onthou, dis nie meer wie jy is nie, wie jy was nie. Want God maak jou 'n electois parepidemos, 'n uitgekose vreemdeling, iemand wat gekies is om anders te wees, heilig te wees. So ek wil jou in hierdie oggend uitnooi. Raak vir 'n oomblik stil en maak dit elke dag deel van jou ritme. Vra vir God hierdie week, Here, waar is ek uitpas uit met dit wat U wil hê? Waar leef ek soos ek wil en nie soos ek moet as 'n heilige nie? Moenie 10 goed probeer regmaak en verander nie. Begin by 1. Een dingetjie. Een verhouding wat stikkend is. Een gewoonte wat jou afbreek. Een waarheid waarin jy nie moet vashou. En moet dit nie doen om God te beïndruk nie, maar doen dit omdat jy aan hom behoort, omdat hy jou uitgekies het. Maar moet dit ook nie alleen doen nie. Daarom gee die Here vir ons mekaar. En daarom word ons sy kerk, want om as vreemdeling te leef op jou eie is bitter moeilik. Ons vergeet, ons raak moeg, ons begin om kompromieë te maak.
om aan te pas by die wêreld, maar saam as ons meer as een is, help ons mekaar om te onthou. Ons herinner mekaar wie ons is en waarheen ons op pad is. Ons is heilig gemaak deur die bloed aan die kruis. Want hier is die waarheid. Jy is nie meer wie jy was nie. Jy is nie meer waar jy hoort nie. Jy is nou op pad na iets nuuts. So hierdie week moenie leef asof jy nog in Egipte is nie. Leef soos God se mense. Want hy wat jou geroep het is heilig. En jy behoort nou aan hierdie een wat heilig is. Wees ook dan nou heilig. Amen. Here Jesus, as ons so stil word en voor die almag buig, Here, raak ons lippe aan, maak ons heilig. Here, maak u teenwoordigheid vir ons 'n plek waar ons moet wees, en nie 'n plek wat ons vermy omdat ons so vuil voel. Here, dankie dat die sonde van die wêreld u nie beïnvloed nie, maar dat u dit wegvat, dat malaatses gesond word en blindes sien en dowes hoor en dooies opgewek word. Here, want dis hoe u heiligheid werk. Here, dankie dat u my, so vuil soos ek is, in die heiligheid innooi, my aanraak en my 'n ander mens maak. Here, leer my om in hierdie week te gaan leef soos iemand wat heilig gemaak is. Here, nie omdat ek goed is nie. Here, maar omdat u goedheid geen perke ken nie. Amen.